eer en lof en aanbidding kom aan die Here toe. O, loof die Here. Loof die Here. Loof die Here. Ek wil iets anders vra. Ek weet, ek gaan julle verontwrig, maar kan daai mense op die galery net, want ek beleef daar's mense van julle waar die Here vanmôre definitief wil aanraak. Maar ek wil hê julle moet hier wees om die atmosfeer te beleef. So ek wil vra, ek weet dit verontwrig julle en ek weet julle sal nie graag wil nie. Ek wil ook nie graag julle rondvoeter nie. Maar wil julle nie net hier onder kom sit, hier in die middelste blok, heel agter is daar plek. Ek ervaar net dat die Here vir 'n paar van julle vanmôre wonderwerke wil doen. En julle moet naby genoeg wees. Loof sy wonderlike naam. Baie dankie julle. Ek waardeer dit. Ons doen dit nie elke dag nie. Maar ek ervaar net dat die Here vir julle iets in stoor het. Die Here het iets in stoor vir julle. Loof sy wonderlike naam. Nou, miskien moet ons gou vanmôre vir mekaar sê. Miskien moet ons vanmôre vir mekaar sê. Pinksterdag is nie net sommer iets wat ons tradisioneel vier nie. Pinksterdag is iets wat 'n ervaring is met dit wat die Here wil doen. Op Pinksterdag is dit nie net 'n ingryping van die Heilige Gees nie. Op Pinksterdag is eintlik die geboorteplek van die kerk van die Here Jesus. Voor Pinksterdag was daar 'n sekere manier hoe die Here met die kerk omgegaan het. Maar na Pinksterdag is dit eintlik die geboorte van 'n Nuwe Testamentiese kerk. Amen. En ek wil jou vanmôre vra dat jy gaan, terwyl ek gaan probeer na die beste vir my vermoë om net 'n paar goedjies te noem wat ons nie altyd noem in gewone tye nie. En Jesus Christus self het beloof Pinksterdag gaan aanbreek. Jesus self het dit beloof. En in Handelinge 1 lees ons daarvan. En ek het baie skrifgedeeltes wat ek met u wil deel en ek gaan die Here vertrou dat die Here deur sy woord in jou gees inspreek. Amen. Ek weet nie of alles op die blaadjie is nie, maar maak nie saak nie. Ek gaan dit met u deel. Kom ons lees in Handelinge 1 vers 4 en 5. En Jesus is aan die woord. Jesus is aan die woord. En hy sê die volgende, hy sê, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat God beloof het, soos julle van my gehoor het. Net voor Jesus se hemelvaart toe sê hy, ek gaan, maar die Vader gaan 'n ander trooster stuur, die Heilige Gees. En dan sê hy, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Kom ons stop gou hier. Kom ons sê net wat ek laasweek gesê het. Van die kruis en die opstanding 40 dae tot by hemelvaart. Na hemelvaart 10 dae tot Pinkster. En Pinkster beteken in die oorspronklike Grieks eintlik maar 50. 50. En dan lees ons op Pinksterdag en wat daar gebeur het in Handelinge 2. Hoor gou so. Toe Pinksterdag, daai 50ste dag aanbreek, wat gebeur? Toe die 50ste dag, onthou Jesus het gepraat, dis soos 'n profesie. Dis 'n voorwoord. En hier op Pinksterdag, die 50ste dag, op Pinksterdag, toe dit aanbreek, was al die gelowiges daar in die kamer waar hulle gewoonlik by mekaar gekom het. En skielik het hulle 'n geweldige dreuning in die lug bokant hulle koppe gehoor. Dit het soos 'n groot stormwind geklink. Die hele gebou waar hulle was, het weer galm van die geluid. Ek dink dit moes
Wow. Terwyl hulle nog wonder wat dit was. Onthou het dit nog nooit voorheen gebeur nie. Terwyl hulle nog wonder wat dit was, sien hulle toe iets soos 4 vlamme lyk oor elkeen van hulle kom. Die ou vertaling sê dit het soos skole van vuur op hulle hoofde gekom. Dit was die Heilige Gees wat van hulle lewe besit kom neem het. Hulle het dadelik in 'n ander tale beginne praat. Die Gees het hulle in staat gestel om dit te doen. So, dit was nie hulle eie vermoë nie. Dit was nie net 'n besoeking van die Here nie. Maar die Heilige Gees het aan elkeen afsonderlik 'n hemelse taal gegee. En nou lees ons verder dat die mense uit die verskillende streke saamgedrom het. En terwyl mense uit verskillende streke saamgekom het, het elke nasie, volk en taal, het hulle gehoor hoe daar in die gehoor in hulle taal gepraat word en God verheerlik het. En Petrus het die boodskap van Jesus Christus aan hulle verduidelik en daar het op daardie dag 3000 mense tot inkeer gekom. Kan jy jouself voorstel? Hoor wat sê die Bybel, Handelinge 2 vers 37. Die skare wat na Petrus staan en luister het, is diep deur sy woorde getref. Hoekom? Hoekom? Want dit was nie Petrus aan die woord nie. Dit was die Heilige Gees wat Petrus gebruik het. Sê asseblief vir ons wat ons moet doen. Hoe kan ons die saak tussen ons en die Here weer regmaak? Het hulle benoud vir die apostels gevra. Hou dadelik op met julle sondes. Dis nou die antwoord. Hou dadelik op met julle sondes. Onthou, miskien moet ek net gou hier stop en dalk praat ek vanmôre baie deur mekaar. Wat wil ons hê? Die Heilige Gees. Dit word nie verniet genoem die Heilige Gees. Die Gees is nie daar waar sonde is. Hallo? Die Gees is daar waar mense vrygemaak is, skoon gemaak is, rein gemaak is. Hoor die antwoord. Hou dadelik op met julle sonde. Kom terug na God toe, het Petrus geantwoord. Laat julle ook doop in die naam van Jesus Christus. Dis die sigbare bewys dat God julle sonde vergewe het. So wanneer ons mense doop, dan lê hulle ou lewe af, hulle lê die sonde, word nuut gemaak, skoon gemaak. En hoor dan, as julle na hom toe kom, sal hy ook sy Heilige Gees aan julle gee. Ek wil net gou hier stop. So, op Pinksterdag beleef daar 'n skare mense op Pinksterdag Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees. En horde mense word gevul met die Heilige Gees. En hierdie is 'n afsonderlike geleentheid. Hier vra die mense, wat moet ons doen? Hy sê, maak reg met die Here, bely julle sondes, kom terug na God toe, en as julle na hom toe kom, sal hy ook sy Heilige Gees aan julle gee. Net soos wat hy die Heilige Gees aan ons gegee het, so sal hy die Heilige Gees ook vir julle gee. Amen. Hierdie groot hemelse geskenk is bedoel vir, kom help my gou, vir elke een, sluit dit jou in, vir elkeen van julle. Hierdie groot hemelse geskenk is bedoel vir elkeen van julle, en ook vir julle kinders. Ja, selfs vir al die ander mense wat nog ver van God af lewe. God het nie net beplan dat hulle die Here moet ken nie, maar God het ook beplan dat hulle die Heilige Gees sal ontvang. En dan sê hy, binnekort sal hulle ook van hom hoor en die geleentheid kry om in Jesus te glo. Hallo. Die Heilige Gees is nie
is nie net daar vir sommige uitverkore, uitgekieste mense nie. Die Heilige Gees is vir elkeen wat aan Jesus behoort. Nou, ek wil net so 'n paar dinge vinnig vir julle noem, net dat ek seker maak jy verstaan reg. En die eerste ding, wat is hierdie doping en vervulling met die Heilige Gees? Wat is dit? Eerstens, wat is dit? Dis eerstens 'n definitiewe ervaring met die Heilige Gees. Dis 'n definitief, konkreet. As jy die vervulling en of doping met die Heilige Gees beleef, sal jy weet jy dit beleef. Dis nie iets wat jy kan wonder oor nie. Dis soos 'n kraan wat oopgemaak word waar die prop by die punt sit. Een of ander tyd gaan hy oopbars. En as hy oopbars, weet jy. Amen. Daar in Handelinge 1 en ook in Handelinge 8 sien ons dat Jesus hulle duidelik beveel het om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, totdat hulle die vervulling met die Heilige Gees ontvang het. Hoor wat sê Handelinge 8. En ek wil hê jy moet verstaan. Onthou net, hier kry ons verskillende gebeurtenisse. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Die Heilige Gees was nie net eenmalig op Pinksterdag nie. Hallo, die Heilige Gees was nie eenmalig in Handelinge 2 nie. In Handelinge 2 vers 37 wat ons nou gelees het, het ons ook gesê, hier is Handelinge 8. Die het toe gegaan en vir mense daar gebid, en dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie, en hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het toe vir hulle hande opgelê, en hulle die Heilige Gees ontvang. Jy sien, dis nie net eenmalig. Baie mense sê, ja, ons ontken nie, Pinkster het plaasgevind, maar dis net vir Handelinge 2, vir die eerste apostels. Dis nie waar nie. Dis nie waar nie. Ons sien dit maar wat belangrik is vanmôre, dis 'n definitiewe, konkrete ervaring. Dis iets wat hulle moes ontvang. Ons sien in Handelinge 19 ook hoe Paulus by 'n groepie van 12 gelowiges kom en hulle spesifiek vra. Miskien moet ek net gou hier stop. Die apostels, as hulle by mense gekom het, het hulle 3 vrae gevra. Gaan lees maar in die boek van Handelinge. Hulle het hulle 3 vrae. Eerstens, het jy jou lewe met die Here Jesus reggemaak? Jou sonde bely en Jesus aanvaar as jou saligmaker. Dis die eerste vraag. Tweede wat hulle gevra het, is jy al gedoop deur water? Die derde vraag, het jy al die Heilige Gees ontvang? Mens sien dit reg deur die boek van Handelinge. Hier in Handelinge 19 kom Paulus en hy vra hulle spesifiek, het julle al die Heilige Gees ontvang? Ons sien dit ook in Galasiërs 3. Hulle het al Jesus ontvang, hulle is al gedoop deur water in die naam van Jesus Christus, maar hulle het nog nie die Heilige Gees. So dis 'n definitiewe. As jy gevra word, is jy al vervul met die Heilige Gees, is dit 'n ja of 'n nee? Dis 'n ja of 'n nee. Dis definitief. Tweedens, die doping met die Heilige Gees kan onderskei word van wedergeboorte. Wat is wedergeboorte? As ek my sonde bely en Jesus aanvaar. Wedergeboorte is as ek nuwe mens gemaak word. Net soos wat die woordjie geboorte beteken, iets nuuts is gebore. Wanneer ek my sonde bely en Jesus aanvaar as my saligmaker, is ek weer gebore. Nie weer in die skoot van my moeder soos wat die leraar van ouds gevra het nie. Nee. Ek word in water en gees gebore. Hoor wat sê Handelinge. Ek wil net vir jou vra. So, daar's 3 vrae. Het jy jou lewe met die Here Jesus reggemaak? Is jy gedoop in water? En derdens, is jy gedoop met die Heilige Gees?
Dis die vraag wat die apostels gevra het. Nou in Handelinge 8, dis vir my so amazing. Jy weet, oor duisende jare het mense nie verander. OK, dit het nou niks met my preek uit te waai nie, maar dis die waarheid. As jy langs die pad gaan staan, wie gaan jou optel? Wie gaan jou kom help? Ouens wat daar verbyry, maar wie gaan die ouens wees wat stop? OK. Handelinge 8 vers 12. Maar toe Filippus die evangelie, wat gebeur hier in Handelinge 8? Ek wil jy moet bietjie gaan lees, net om jou wêreld bietjie groter te maak. Ek wil jy moet bietjie hoor. Filippus hy staan langs die pad. Wat gebeur? Die hoofdienaar kom verby. Hy staan langs die pad. Wie tel hom op? OK. En wat doen Filippus? Hy sit nie in chit-chat met hom nie. Hy vra vir hom daai vraag. Het jy al die Here Jesus Christus aangeneem? Filippus sê nee. Die hoofdienaar sê nee. En hier in vers 12 sê hy, maar toe Filippus die blye boodskap, die goeie nuus, die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowig geword. En mans sowel as vrouens is gedoop. Want jy sien, toe hulle naby die water kom, toe vra die hoofdienaar, maar wat verhinder ons om gedoop te word? Want hier's baie water. Nou slegte illustrasie vir ouens wat glo in besprinkeling. Want hulle het water gehad op die kar wat hulle mee kon besprinkel as hulle wou. Want hulle daai tyd almal het water op die kar gehad. Terwyl jy ry en jy word dors, dan drink jy die water. Jy het nie baie water nodig om besprinkel te word. Maar hierdie ouens kom en hulle ry en ewe skielik is daar baie water. En hierdie hoofdienaar vra, wat verhinder ons? Here het nou net die goeie nuus met ons gedeel. In vers 15. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Hoor jy dit? Eers het hulle gevra, het jy al die Here Jesus Christus aanvaar? Tweedens, jy moet gedoop word. Derdens, jy moet gedoop word met die Heilige Gees. Sien jy, daar's 'n patroon. Want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle die Heilige Gees ontvang. Jy sien, so dis duidelik dat die doping met die Heilige Gees, miskien moet ek ook gou myself weer stop. As jy jou lewe met die Here regmaak, dan kom woon die Here deur sy Gees in jou hart. Maar dis nie die doping met die Heilige Gees. Jy moet onderskei dis wanneer die Heilige Gees in jou kom woon, maar die doping met die Heilige Gees is iets apart, iets addisioneel, buiten wedergeboorte en die doop deur water. Met wedergeboorte kom die Heilige Gees in jou woon as 'n persoon, maar God se Gees doen die wonderwerk en die wedergeboorte in jou lewe deur jou hart en jou gedagtes te verander. Maar die vervulling en die doping met die Heilige Gees is wanneer jy ervaar, daardie definitiewe, konkrete ervaring het, hier het nou iets gebeur. En ewe skielik voel dit vir jou lewende stroom van lewende water, jy het jou binneste bars. En ewe skielik ervaar jy die krag van die Heilige Gees. Ek wil nou nie hierdie water opmors wat hulle vir my gegee het nie, maar kan ek verduidelik? As jy jou lewe vir die Here gee, jy sien nou nie kan sien nie, maar hierdie is 'n klein botteltjie met olie in.
Ons dink nou nie aan die olie nie. Wanneer jy jou lewe vir die Here gee, dan kom vul hy jou met sy Heilige Gees. Maar wanneer ons praat oor die vervulling en die doop in die Heilige Gees, dan doen ons eintlik dit. Ek word geheel en al gevul met sy Gees. Sy Gees is in my, om my, reg rondom my. Ek is nou onder die beheer van die Heilige Gees. Ek is nou totaal onder die beheer van die Heilige Gees geplaas. Die doping met die Heilige Gees, dit is so, party mense, dit gebeur, maar dit gebeur by uitsondering, dat 'n mens, 'n persoon, sy lewe met die Here gee, en hy gedoop word met die Heilige Gees. Maar die meeste van die kere, 'n mens sien dit ook in Handelinge 10, met Cornelius en die huisgesin, dat hulle lewe met die Here regmaak, dat hulle gedoop word en daarna gedoop word met die Heilige Gees. Ja, die vervulling met die Heilige Gees is eintlik die geboortereg van elke ware gelowige. En wanneer ek my sonde bely, dan word Jesus die Here of my verlosser en saligmaker. Elke gelowige, elkeen wat aan Jesus behoort, elkeen is potensieel 'n ontvanger van die dooping met die Heilige Gees. Elke mens, elke gelowige. Hoor wat sê 1 Korintiërs 12. Hy sê, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een gees gedoop, of ons nou Jood of Griek of slaaf of vry is. Jy sien, wanneer dit kom by 'n gelowige, God vra nie of jy dit is en of jy dit is en of jou geskiedenis of jou familielyn of jou bloedlyn een of ander. Nee. Om 'n gelowige te word, moet ek my sonde bely en Jesus aanvaar. Dan het ek 'n keuse. Wil ek die Here ten volle gehoorsaam wees en die stap neem en gedoop word? Dis die tweede stap. Maar dan moet ek my lewe oopmaak sodat ek deel van die liggaam van Jesus Christus kan word. En die manier om deel van een liggaam te word, ek moet by die Gees gedoop. Die feit is dat wedergeboorte gee ons die reg om kind van God genoem te word. Maar die doping in die Heilige Gees is nie iets wat net outomaties gebeur nie. Nou, in Matteus 7, ek het nou nie op die skerm. Matteus 7 sê, wat jy ook al vir die Here vra, wat jy ook al vir die Here vra, sal hy vir jou gee. So, as ek die Here iets vra, gee hy vir my wat ek vra. Hy gee vir my wat ek vra. So, as ek 'n gelowige is, wat vra vir die Heilige Gees, wat gaan die Here vir my gee? Amen. Daar's baie kinders van die Here wat regtig tot inkeer gekom het, regtig gedoop is, opreg en eerlik 'n goeie lewe lei. Partykeer is die grootste blokkade hierdie, jy weet, toe ek 'n jong man was, het hulle altyd vir my gesê, hierdie 6 duim is jou grootste blokkade. Want jy wil uitredeneer, hoe gaan ek dit ontvang? Jy wil uitredeneer. Kan ek julle gou vertel? Ek het dit al vertel. Ek kan onthou, toe ek 'n kind was op sonnaskool. Tydens die sonnaskool het ons 'n juffrou gehad. En in die eerste kwartaal was haar grootste missie, dat elkeen wat deel is van haar klas, Jesus Christus moet aanneem as hulle verlosser en saligmaker. Ek was in graad 7. Haar grootste missie, ek wil hier staan vir hierdie kinders, sodat hierdie kinders Jesus moet ontdek. En tweedens, in die tweede kwartaal, was haar grootste missie om ons te vertel van die Heilige Gees. En daar het 'n Sondag opgedaag. Toe sê sy, vanmôre gaan ons bid vir elkeen van julle, dat die Here julle gaan doop.
daai môre te word ek gedoop. En in my hoërskool het ek van die Here af weer weggedwaal en die weermag ensovoorts. En toe ek weer my lewe herstel met die Here. En gaan ek een naweek saam met die leiers van die gemeente gaan ons een kant op te bid. En terwyl ons daar bid, ervaar ek opnuut weer hoe die Heilige Gees vaardig word oor my. Ek praat dieselfde taal as wat die Here vir my gegee het in graad 7. Sonder dat ek dit beplan. Ek het dit eers 2 dae later besef. Maar hierdie taal wat ek nou spreek, is 'n taal wat die Here my al daag gegee het. Jy sien, in die Nuwe Testament is daar verskillende gebeurtenisse, verskillende voorbeelde dat mense gevra is, het julle al die Heilige Gees ontvang, vir hulle hande opgelê het en die Here hulle doop by die Heilige Gees, hulle oorvul met sy Gees. So, dis een ding om die Heilige Gees binne in jou lewe te hê, maar is 'n heel ander ding om onder die beheer van die Heilige Gees te kom in elke area van jou lewe. Ek wil weer hierdie sê. Kyk bietjie hierdie houertjie. Waar is die water oral by hierdie houertjie? Oral. As hy proppie nie mooi toe is nie, gaan die water binne in ook. Hallo? Daai wat daar staan is heel veilig. Hulle het ook vloeistof in hulle binneste. Maar dit is iets anders as hierdie. Daai is wedergeboorte. Hierdie is die vervulling van die Heilige Gees. Amen. Ek hoop dit is vir jou makliker om te verstaan. Nou, dit bring my by die derde plek. Die vervulling of die doping met die Heilige Gees. Hoekom is dit belangrik om gevul of gedoop te word met die Heilige Gees? Hoekom? Eerstens, wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees, is dit eintlik 'n bevestiging dat die Here Jesus my ten volle aanvaar het. Maar tweedens, die doping met die Heilige Gees is toerusting. Hy rus my toe vir wat? Om 'n getuie te wees, om dienswerk te doen. Amen. Luister, ek dink ek het in die AGS groot geword. En ek het baie goed gesien en gehoor en beleef en ervaar. En ek is vir die laaste meer as 30 jaar al 'n pastoor in die AGS. So ek het al iets beleef. Kan ek vanmôre vir jou sê, die doping met die Heilige Gees is nie hoendervleis. Die doping met die Heilige Gees is nie my hare wat rys en 'n ervaring in my nek en nee. Baie meer is dit. Baie meer is dit. Die primêre doel van die doping met die Heilige Gees is om my aan te doen met krag uit die hoogte. En jy kry 'n belewenis. En kan ek vanmôre vir u sê, die verskil tussen iemand wat gedoop is met die Heilige Gees en iemand wat nie gedoop is met die Heilige Gees, dis baie makliker wanneer jy gedoop is met die Heilige Gees om vol te hou, aan te hou, moed te hou, deur te druk, as iemand wat dit nie beleef nie. Daar's niks fout met mense wat dit nie beleef nie, want hulle bly kinders van die Here. En onthou die doping met die Heilige Gees is vir ons terwyl ons hier op aarde is. So, ek word met krag aangedoen uit die hoogte. Ek ervaar, ek beleef die kragwerking van die Heilige Gees. En nou dis my eie, dis nou nie die leer van die kerk nie en dis ook nie die leer van noodwendig van ander teoloë nie, maar vir my die doping met die Heilige Gees is die deur wat jy oopmaak na al die gawes van die Heilige Gees. Ek kan onthou toe ek 'n jong man was. My so kyk ek is nog steeds jonk. Ek kan onthou toe ek 'n jong man was en ek reg oor Suid-Afrika beweeg het. En ek was jonk, ek was ywerig, en ek het hierdie belewenis van die Gees in my lewe en ek wil net vir die Here werk. Ek kan onthou, ek
ek was nie in my gedagtes geblokkeer om die Here te keer om iets te doen. En my vrou is my getuie, soos wat ons rond beweeg het profesie plaasgevind. Woord van wysheid, woord van insig, woord van kennis. Die gawes het alles deur my geopereer. Nie omdat ek wonderlik was nie, maar omdat ek dit toegelaat het. Ek kan onthou, ek kom een keer, en daar's een van ons prominente pastore, nooi my een keer vir Pinkstertyd. En ek kom daar en ek is 'n jong man, en hy's 'n ervare gesiene pastoor. En ek sê vir hom, pastoor, want ek moet toe van die Woensdag tot die Sondag dienste hou daar. Nou, dis een ding as jy jonk is, en jy besef, ek is die mindere, hy is die meerdere. Jo, wat gaan ek doen om nie om te ontstel nie? En ek het altyd gebid, Here, help my om myself te gedra. En ek is in die gemeente in Standerton, en die pastoor, ek vra vir hom, pastoor, is daar enige verwagting wat jy het vir hierdie week? Hy sê, ek verwag dat die Here mense gaan doop met die Heilige Gees. En ek sê vir hom, nou, hoekom bid jy nie vir mense vir die dooping met die Heilige Gees nie? Hy sê, ek het nie daai gawe nie. Ek sê vir hom, ek het ook nie geweet ek het daai gawe. Ek het dit net aanvaar, omdat ek gedoop is met die Heilige Gees, kan ek vir ander mense bid en hulle word gedoop met die Heilige Gees. OK, hoor wat sê Lukas. Hy sê, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Handelinge 1 vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as hele Judea en in Samaria en tot die uithoeke van die wêreld. Ek wil net hier, as ons dink aan Petrus was 'n dinamiese leier. Maar hy's ook iemand wat gepraat het voordat hy gedink het. Hy was baie maklik deur mense beïnvloed. En u onthou dat Jesus by 'n keer, nadat hulle nagmaal gebruik, vir Petrus sê, jy gaan my verloor. En dan is Petrus hartseer. En hy sê, jy gaan my 3 maal verloor. En as dit gebeur, Jesus sê vir hom, as dit gebeur, gaan jy haan hoor kraai. Wat gebeur? Net soos wat Jesus gesê. En ek wil hê jy moet mooi verstaan. Petrus was 'n mens net soos ek en jy. Ek weet nie van jou nie, maar ek voel so teleurgesteld in myself as die Here met my gepraat het ek in ongehoorsaam is. Of dat hy my waarsku en sê pas op vir dit. En as ek in die situasie kom, dan pas op ek nie. Hallo, hy voel teleurgestel. Hy voel teleurgestel in hom as mens. Hy voel teleurgestel as hy besef ek het dit weggegooi. En dis nou Petrus wat sy naam in Grieks die rots is. En dan lees ons dat hierdie Petrus uiteindelik stil geword. Hy het eintlik skaam geword. Hy het nie in homself geglo nie. Hy was nie meer op die voorgrond nie, hy het agterweg gekry. Hy was bang. Hy was benoud, hy was beangs. Op Pinksterdag, toe die Heilige Gees hom bekragtig met krag uit die hoogte, wie's die ou wat opstaan en vir die skare preek en 3000 mense kom tot inkeer. Dieselfde Petrus. Jy sien, die Heilige Gees se doping verander jou radikaal. Radikaal. Op 'n ander geleentheid in Handelinge 4 het hulle die woord met soveel vrymoedigheid, boldness gepreek, toe hulle die krag van die Heilige Gees ontvang. Hoor wat sê vers 34.
8:31. Hy sê, nadat hulle gebid het, het die plek waar hulle by mekaar was, geskit. Onthou, dit is nie Pinksterdag nie. Hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. Daai woord vrymoedigheid is boldness. Boldness. Elke keer sien ons, daar's 'n herkenbare, direkte gevolg van die dooping met die Heilige Gees. Dis krag om 'n getuie vir Jesus Christus te wees. Dis 'n beskikbaarheid. Here, stuur my. Maar is ook 'n boldness om met mense te deel. 1 Korintiërs 12. Nou, as jy vir jou iets wil neerskryf, 1 Korintiërs 12 is seker die grootste hoofstuk wanneer dit kom by die gawes. Maar daar's ook ander gedeeltes. Daar's ander gedeeltes soos Romeine 12 en daar's 'n ander gedeelte in Efesiërs 4 wat ook praat oor die gawe. Elkeen van hierdie gedeeltes het iets opmerklik. Onthou, enige gawe, wat beteken die woordjie gawe? Dis 'n geskenk van die Here. Dis geskenke wat jy nie verdien nie. Dis 'n geskenk wat jy nie voorgewerk het nie. Dis 'n geskenk wat jy nie toekom nie. Maar iets wat ek ook uit dit kry, uit daai spesifieke 3 gedeeltes, 1 Korintiërs 12, ook Romeine 12 en Efesiërs 4, is dat God gee nie vir jou die Heilige Gees sodat jy moet beter voel nie. Hy gee nie vir jou die Heilige Gees sodat jy dit kan geniet nie. Hy gee dit nie vir jou sodat jy in ekstase kan wees nie. Hy gee dit vir jou omdat hy jou bemagtig met krag uit die hoogte om 'n getuie te wees en dienswerk vir hom te doen. En miskien moet ek myself onderbreek. Dit is so, dat wanneer ek gevul word met die Heilige Gees, dan vul dit my met vreugde en blydskap en opgewondenheid en passie. Dit is so, maar dis nie die hoofdoel nie. Dis net 'n byproduk van die teenwoordigheid van die Here in jou lewe. Jy weet, as 'n mens gedoop word met die Heilige Gees, is jy terdee bewus, die Here is met my. Jy beleef dit. Ek is nie alleen nie. Ek wil vinnig en dan gaan ek afsluit. Die volgende wat is die resultaat van die dooping met die Heilige Gees? Wat is die resultaat? Eerstens, die spesifieke uitkoms van die dooping met die Heilige Gees is verskillend in elke gelowige se lewe. Dit wanneer ek gedoop word met die Heilige Gees, gebeur dit, wanneer jy gebeur iets anders. Ons is nie almal piontjies nie. 1 Korintiërs 12 sê, daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees wat dit gee. Aan elkeen afsonderlik word die werking van die Gees gegee tot voordeel van almal. Daar's een Heilige Gees, daar's verskeidenheid van gawes, omdat daar verskeidenheid van mense is. Nou kan ek net so 'n bietjie, julle ouens wat lankal Pinksters, net julle babbel so 'n bietjie baas. Ek kan onthou toe ek 'n kind was. Die Here gebruik kromstokke om reguit hou te slaan. Het die pastore gepreek oor die 9 vere van die duiwel. En dit simboliseer die 9 gawes van die Heilige Gees. Kan ek vanmôre vir julle sê, daar's meer as 9 gawes. As ek eerlik is omtrent 30 gawes. Hierdie gawes is vir gelowiges as geskenke gegee. Baie keer is die gawe van die Here iets wat nou saamwerk met jou natuurlike mens, jou natuurlike talent. Baie keer. Maar baie keer is dit juist dit wat jou natuurlike oorkom. Nou net terwille van, wat is 'n natuurlike talent? 'n Natuurlike talent is iets waarmee ek gebore is. Amen. Iets wat my uniek maak. Party van ons is goed met tale. Dis 'n gawe van die Here.
Party van ons is goed met syfers. Party van ons is goed met sport. Dis natuurlike talente. Party ouens word musikaal gebore. Party ouens van ons moet tevrede wees sonder dit. Maar geestelike gawe is nie iets wat jy gebore word nie. Dis 'n bo-natuurlike vermoë wat die Here vir jou gee. Hy gee vir jou insig in sy woord, bo-natuurlik. Hy gee vir jou die gawe om met mense te deel. Hy gee vir jou die gawe om vir siekes te bid. Hy gee vir jou die gawe wat nie natuurlik is. Wanneer ons die gawes van die Heilige Gees mooi bestudeer, en ons kyk wat gebeur met die doping met die Heilige Gees, dan sê hy, in elke geval, elke keer wanneer die apostels vir mense gebid het, elke keer is die eerste enigste teken die spreuke in vreemde tale. Daarna het ander goed gebeur, maar die eerste enigste teken dat iemand gedoop is met die Heilige Gees is die spreuke in ander tale. En ek weet, party mense is, verskillende mense is verskillend. Ek kan onthou, ek het eendag vir 'n vrou gebid, en terwyl ek vir haar bid, beleef ek maar die Here doop haar met die Heilige Gees. Maar sy spreek nie in tale nie. En ek het op 'n stadium, ek weer gebid, en later toe stop ek en ek sê vir haar, beleef jy nie vreemde woorde nie? Sy sê, ja, pastoor, ek is net te bang om dit uit te praat. Ek is net, luister, God gaan nie namens jou praat nie. Jou mond en jou tong word gebruik om te praat. So, jy het 'n aandeel. Hoor wat sê 1 Korintiërs 12 vers 29. Hy sê almal is tog nie apostels nie, almal is tog nie profete nie, almal is nie leraars nie, almal is tog nie kragte nie. Hulle het almal genades van gesond maak en ander spreek in tale. Ander kan dit uitlê, maar beywer julle tot die beste gawes en ek wys vir julle nog meer uitnemender weg. Kan ek vanmôre vir jou sê, die eerste sigbare teken dat ek gevul of vervul is met die Heilige Gees, is die spreek in tale. Maar dis nie die einde nie. Daar's ander gawes wat dan volg. En die spreuke in tale waarvan hier gepraat word, is eintlik iets anders, en ek het nou nie vanmôre tyd om met u daaroor te praat. Maar as ek kort kan sê, wat jy ontvang wanneer die Here jou doop met die Heilige Gees, daai tale is 'n persoonlike taal wat die Here vir jou gee, wat jy nie verstaan nie en ander mense ook nie verstaan nie. Die taal waar vandag gepraat word, elke keer as daar van daai tale gespreek word, word dit in verband gehou met wanneer ons as gemeente saamkom, is daar mense wat in 'n taal spreek, maar dit moet uitgelê word. Dis iets anders. Ek kan onthou. Ons was een keer. Ek kan nou nie onthou wat is terwyl ons in Wenda gaan dienste hou het en of dit in die Kaap is, maak nie saak nie. Maar daar was 'n persoon wat vir die Here sê, Here, wat nie Afrikaans of Engels as hulle taal het. Iemand van die buiteland wat daar sit. En hulle hoor die preek en hulle sê vir die Here, Here, as u in ons midde is, praat met my in my eie taal. Volgende oomblik spring iemand op en hulle praat in 'n taal. Daai taal het ons nie geweet dat hierdie persoon sy huistaal. Sien, die Here hoor as jy vra. Dis 'n persoonlik, dis nie daai taal wat die Here vir jou gee nie, dis daai woord wat die Here spesifiek deur 'n taal met mense spreek, soos wat op Pinksterdag. Hoor wat sê 1 Korintiërs 14. Hy sê, want as ek in 'n taal bid, dan bid my gees, maar my verstand is onvrugbaar. Weet jy wat
Jy kan daai taal spreek oral waar jy kom, in elke situasie. Jy het nie nodig om in die gees te kom om die taal te spreek nie, want jy het die gees. En wanneer jy kan in jou voertuig ry en in daai taal spreek en oplet wat rondom jou aan die gang is. Jy hoef nie te dink nie. Maar wat sê vers 18? Ek dank my God dat ek meer in tale spreek as julle almal. Hallo? Paulus sê, ek dank die Here. Ek praat meer in tale as enige iemand van julle almal saam. So hy moes nogal baie in tale gepraat het. Hy sê, maar in die gemeente wil ek liewer 5 woorde met my verstand spreek, om ook ander te onderrig as 10.000 woorde in taal. Vers 12 sê, as julle toelê op die gawes van die Gees, streef dan na die wat tot opbou van die gemeente dien, sodat julle daarin kan uitmunt. Sien, wat die Bybel vir ons sê, is dat die Here ons wil doop met die Heilige Gees. En dat hy ons wil toerus, ons met krag wil aandoen, sodat ek en jy, in 'n wêreld soos hierdie, wat gebroke is, heling kan bring. Nou, ek wil afsluit. Is die doping van die Heilige Gees vir vandag? Is die doping met die Heilige Gees? Ek wil net weer begin. Op Pinksterdag is almal vervul. Maar dit was nie die eerste en die laaste keer. Mens lees later in Handelinge 2 vers in die 30s van weer 'n gebeurtenis. Dan in Handelinge 4, dan in Handelinge 8 en so kan ons aangaan. 'n Mens sien dat oral waar die disippels gekom het, het hulle die woord gespreek. Die eerste vraag, het jy al jou lewe met die Here reggemaak? Die tweede vraag was altyd, is jy al gedoop? En die derde vraag, het jy al die dooping met die Heilige Gees ontvang? Die vervulling is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Selfs in ons wie geestelik wat al gedoop is met die Heilige Gees. Weet jy, daar kom tye wat jy opnuut die werking en die beweging en die salwing van die Heilige Gees beleef. Asof jy nie volgemaak word. Nie volgemaak. En ek sê vir jou vanmôre, daar's net een manier hoe ek die dooping met die Heilige Gees kan ontvang. Behalwe dat ek geloof moet hê, moet daar in my binneste honger wees. 'n Honger, 'n dors, 'n verlange, 'n smagting, 'n hinkering. Here, ek wil ook gedoop word met die Heilige Gees. Ek wil ook aangedoen word met krag, want ek wil 'n verskil maak in die wêreld wat ek leef. Daai honger, daai dors. Behalwe vir geloof. Die Here gee vir hulle wat honger en dors. Ek wil jou vanmôre vra, man, smag jy ook na daai ervaring? En die Here wil dit vir jou gee. En kom ons sê gou vir mekaar, die dooping met die Heilige Gees is nie vir almal dieselfde belewenis nie. Ek kan onthou my skoonpa, hy wou altyd hierdie ding uitredeneer. Hoe en wat en waar en op wat manier en hoe gaan die taal klink en. Hy was so honger, so smagting in sy binneste gehad dat die Here hom gedoop met die Heilige Gees. En as daar geleenthede is waar daar gebid word vir die dooping met die Heilige Gees, is hy eerste dag. Hy word nie gedoop met die Heilige Gees. En een keer toe sê pastoor vir hom, man, weet jy wat, die Here gaan jou verras. Jy gaan gedoop word met die Heilige Gees. Op 'n manier en op 'n plek wat jy dit nie verwag nie. Een nag te word hy wakker. En toe hy wakker word, toe beleef hy die Here is in die kamer. En toe hy sy mond wil oopmaak om vir die Here te sê dankie, vloei dit net so. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here wil dit vir jou gee. Hy kan dit in jou slaap vir jou gee. Ek het al gehoor van mense wat in dienste was, hier in Suid-Afrika, in die gemeente, in die ervaring met die Heilige Gees.
Word vir hulle gebid en dan gebeur niks. As hulle by die huis kom, en hulle staan onder die stort en hulle maak daai kraans oop en die water op hulle val, is dit 'n fisiese ding wat geestelike implikasies het. En ewe skielik breek hulle oop. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here wil jou ook doop met die Heilige Gees. Jy hoef nie hieroor te dink nie, jy hoef dit nie te beplan nie, jy moet net oorgee, honger wees. Die Here sê, Heer, hier is ek. Gee die Here dit vir jou. Wat is belangrik? Eerstens, jy moet seker wees, jou lewe met die Here is reg. Dat jou sonde belyk en Jesus aanvaar. Tweedens, jy moet 'n honger en 'n dors in jou binneste hê. Jy moet glo dat die Here dit ook vir jou wil gee. So ek wil vanmôre vir jou vra, net daar waar jy sit, as jy nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, hoe weet ek wanneer ek gedoop is met die Heilige Gees? Die eerste enigste teken is dat ek spreek in ander tale. So, as jy dit nog nie beleef, wil jy dit beleef? En die Here wil dit vir jou gee. Wil jy nie net daar waar jy is vir die Here sê, Here, kom, miskien moet ons so maak, sluit gou jou oë. Sluit gou jou oë. Net daar waar jy sit, bid agter my aan. Bid vanmôre in jou eie hart agter my aan. Here, ek kom vanmôre na U toe. Ek wil vra dat U my sal doop met U Heilige Gees. Ek wil vra dat U my sal aandoen met krag uit die hoogte. Ek wil die vervulling met die Heilige Gees wil ek ook hê. Ek wil ook graag vanmôre 'n nuwe transformering beleef. Here, die ou mens, al was my lewe reg, gaan nou verander, omdat ek my lewe oopmaak vir U Heilige Gees. Dankie Here dat ek in U geloof nou kan dankie sê dat U my doop met U Gees. Here, U woord sê, wat ek ook al vra, gee my presies dit. En ek vra, doop my met U Gees. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vra die voorsangers na vore gaan kom. En ek wil jou vra, as jy vanmôre hier is en jy's nog nie gedoop, dat jy vorentoe kom. Eerstens, tweedens, ek beleef, Pieter, die Here wil iets vir jou doen. Die Here wil iets vir jou